Hallo, welkom by Hotspot. En ja, soos jy weet, binne 'n paar dae is dit die Calibration veiling daarso in Davos. En ek het hierso praat ons met 'n stompie op die plaas. Ons 'n bietjie uitvind oor wat dit van beteken, wat die veiling van beteken. Ons gaan praat oor die brane, die ras en dan lekker wat jy van hulle kant af kan verwag. En ek kan vir jou sê ek het die deur gestap. En ja, dit is darem maar verse. En hierso moet jy seker kyk, hierdie manne verkoop definitief van die heel beste diere. En ja, ek dink dit is 'n hartseer hart dat hulle hierdie diere laat gaan. Maar kom ons hoor wat sê Stompie, hoe hy en Elrie lekker saam boer hier in die Noordwes. Stompie, eerstens baie dankie dat ons weer kan val. Ek weet ons nie keer hele dag teen mekaar elke keer, maar dis maar hoe dit gaan met 'n boerdery nie. Ja, nee, dis altyd 'n grondag te bring. Nee, Tinus, dankie vir julle tyd. Dis altyd lekker om jou te hê. Stompie, kom ons vir die weg. Ek wil net so praat oor julle boerdery self. Jy en Elrie boer julle boer saam, dus alles wat hier gebeur as 'n span saam en dit deesdae sien mense die kinders is op die quads en die kinders help en hulle is deel van die boerdery. Dit is wat julle het. Julle het 'n werklike familie boerdery gestig hierso. Ja, jy sien net gister toe ek en Elrie Bybelstudie het sê ja, ons moet net nooit ooit dit wat ons doen en het gewoond raak. So ons is so dankbaar om dit te kan doen en om regtig 'n familie en 'n gesinsboerdery hierso aan die gang te kan hê en mekaar te kan geniet. Ek dink dis tog op die einde van die dag waaroor die lewe gaan. Ja, en dit is wel lekker as jy kyk, ek het Samir ook al gepraat en sê hoe dit by mekaar kom. Julle het julle manier van boer gesin, jou pa het geboer, haar pa het geboer, verskillende tipe boerdery ook gewees. Maar alles by mekaar kom en so by Samir ook, maar dan kom die twee tipe verskillende agtergrondfamilies by mekaar en hou dit saam. Alles gaan oor die liefde vir boerdery, liefde vir die boeraan. En dit is eintlik ongelooflik hoe so liefde mense kan saamtrek. Ja, nee, verseker. Ek sê baie keer as dit nie vir die beeste of vir die boerane spesifiek was, dan ek en Elrie mekaar nooit ontmoet nie. So ek sal dit ewig dankbaar wees. O ja, dit help ook baie. Stompie, maar kom ons kom by 'n bietjie by die veilingsdiere uit en by die ding uit. Dis laas jaar het jy 'n ongelooflike veiling gehad. Dwars deur die diere wat op die veiling was, is nie baie nie. En hierdie jaar dieselfde storie is 'n handjie vol diere. Maar ek dink die verwagting is dat jy sê jy sou 10 jaar of 8 jaar terug selfs nie by 'n veiling gestap het en soveel kwaliteit op een veiling gesien het. Dis eintlik ongelooflik. Ja, meer verseker. Ek dink dis eintlik 'n kompliment vir die hele boeraan ras. Ja, ek dink die veilings, die gemiddelde kwaliteit van die veilings het so baie gelig dwars deur die bank en dis eintlik 'n lekker kompetisie dat 'n ou met heeltyd moet jy bly improvise, as ek dit so kan sê, en die hele tyd beter goeders opsit en is dwars deur die bank van die kleinste teeler tot die grootste teeler. En ek moet sê ek en Simon het regtig probeer met hierdie veiling ons regtig goed daar buite sit wat in enige stoet in die land regtig 'n bydrae sal kan maak en 'n impak sal kan hê op enige kudde. Ja, dit gaan nie meer oor net nog 'n koei verkoop en ek dink die meeste mense voel so. Mense wil nie meer vandag iets by 'n veiling koop wat net nog 'n koei of nog 'n vers van jou kudde is. Jy het iets koop wat jou kudde vorentoe vat. Nee, verseker. Daar soos en dis baie ouens het mos 'n slagspreuk van is hulle verkoop nie net cattle nie, hulle verkoop genetics. Ek weet daar's iets in daai ding, maar hier is regtig genetika en beplanning en dis regtig blou bloed wat ons probeer in die mark sit en verkoop wat regtig erg vir jou kan waarde toevoeg tot jou kudde. So weer wat my opgeval het is soveel koeie is wat al 'n paar keer gekalf het en die goed wat langs hulle staan is bewys dat hulle is bewyste koeie. Dit ek hier so 18 wat ons afgeneem het vandag wat regtig mooi is. Ek dink Maddie is dan al as jy sê nie. Ek sal nou 'n bietjie meer opraak. Maar om so iets te verkoop wat jy weet of jou wat al sy verdien op plek op die plaas na 6 jaar of 5 jaar. Dit is toch vir meeste ouens, ek weet nie, jy het nie die hart om so iets te verkoop nie. En dit is eintlik 'n moeilike besluit om so goed weg te gee wat te verkoop. Nee, dit is altyd, maar ek meen iets moet die rekeninge betaal en ek het nog altyd die uitgangspunt gehad van ek is bereid om regtig van ons bestes te verkoop. So ek gaan nie nou van dit begin afwyk nie. Ons is regtig bereid om genuine van ons goeie goed daar buite te sit. Kom ons vir 'n bietjie in die veilingsdiere in. Jy het 2 bitter sterk bulle wat insit en ek het besig ook so 'n sterk witbul wat eintlik nog jou genetika ook is waar daar rondloop. Maar weer is nog 'n bul wat ongelooflik jou aandag trek en ek het oor dit witbul oor die algemeen is by my nie, maar dit voel vir my of hulle bietjie meer kapasiteit het, bietjie meer diepte wil hê.
as ek bietjie meer vleis dra as dalk van die ander bulle, dalk is my oog het vir my op, maar hy staan net uit en hy het daai presence en jy kan sien waar hy vandaan kom. Ek het presies gegossie, hy nou kom en dit wys. Ja, nee, verseker ja, die wit is, ek dink dit is net jou oog wat vir jou jog, as jy dink jou oog joggie, ek dink baie ouens voel, het 'n sagte plekkie vir die wit beeste. Ja, en die bul wat ons nou opsit, as Kovu is sy naam, sy paas is Gossie en dan kom hy uit die Kiara koei familie uit, wat regtig een van ons konstantste koei families is. Hulle het laasweek toe die senior keerders hierso was, het hulle ook deur al die bulle gewerk en die 2 bulle wat hulle gesê het wat die beste jong bulle is, volgens hulle is ook albei uit daai selfde koei familie uit. So dit is 'n regtige koei familie wat werk. Die bul se ma is 'n Mufasa en dan sit Eddie by die ou Kiara koei uit wat by ons 16 jaar oud geword het, 13 kalvers gehad het. Sy lê begrawe daar by die veilingstoer. So dis een van die handvol beeste wat al begrawe is op die plaas. So dis regtig 'n bul uit 'n baie goeie koei familie uit en ek sê altyd as jy moet bulle koop uit koei families uit. Ja, dit is mooi, dit is nie so die vrugbaarheid en nie erfdwang vandaan kom maar daai sterk koei families uit as jy gee en ek dink van die koeie wat al op die plaas was, jou Zelmas en Nag, het dit vir jou gewys. Dit is hulle wys net wat so 'n lyn kan doen deur en hulle teel vir jou keer op keer daai bulle wat sy vorentoe vat. Ja, nee, verseker. Ja, alles wat ons doen eintlik gaan maar oor koei families. En ja, bloed lieg nooit nie. So dis nou maar dis maar so ou moet om daai consistency te hê, moet jy goed uit sterk koei families uit hê. Ons kyk daai bondbul. Hy staan glad nie terug vir die witbul nie, maar ook regtig ongelooflike breë kop. As jy vanaf kyk, jy sien daai breë bek waar al begin lyk. Altyd by iets, as ek 'n breë bek op 'n dier sien, weet ek daarom hy kan al eet. Dit sê ook vir my baie van 'n dier. Maar 'n ongelooflike dier en hy beweeg ook vir my. Maar lekker, is daai diere wat ek kan sien as hy so lyk of hy so lekker in balans loop en dis wat jy wil sien 'n dier dit in 'n bul. Want op 'n dag hy moet kan dek, hy moet kan loop en party plekke moet hy ver loop agter sy diere aan. Ja. Waar kom hy vandaan? Wat is hy? Ja, sy paas, sy bul wat ons genoem het Chuck. Is 'n teken een van die mooiste bondbulle wat ek al gesien het wat ek 15 jaar terug verkoop het aan 'n ou en agterna het hy terugkoop het wat die ou net niks te weet het nie. Dit is sy pa en aan sy ma se kant is sy Zappa en dan gaan dit weer terug uit 'n Mr. Million wat weer terug gaan na die Marys toe wat maar dit ook uitgehoom het wat een van ons sterk prominente bulle op die plaas was. So ook uit 'n baie sterk koei familie uit gelynkteel, so jy weet dit wat hy vir hy op die grond geneersit gaan true to type wees soos wat die Engelse sê. Ja. Maar dis ook vinnig 'n paar diere uitgaan. Ek sê nie Dennig hulle is die beste nie. Ek dink enige wat hier aan die ander kant kan uitdok. Maar gaan begin met die by ek amper sê dis amper deel as jy by Hotspot kom en jy sien nie 'n soks op 'n veiling nie, is daar fout. Ja, is 'n soks op hierdie veiling. Weer eens is dit laas jaar dink ek het Simeon een by julle gekoop. 'n Lyn wat net is daai breedte, daai diepte, daai kapasiteit wat daar sit en as jy altyd kyk, die colours wat lank hulle staan, hulle print hulle. En dit is eintlik soos daai vroulike lyne wat is opgewonde maak. Ja, jy sê ek kan sê die soks koei familie wat ons die Chantemarker oorgekoop het. Hulle was toe baie geweest, maar hulle het sommer ewe skielik baie geraak. En 'n koei familie word nie sommer net baie hier op die plaas nie. Hulle moet werk en hulle moet perform en hulle moet kalf. Dit is regtig die koei wat ons nou afgeneem het, is toevallig is 'n dogter. Ek het gegaan toe op die beeste uitgesoek het ek letterlik gegaan en net nommers gaan neerskryf sonder om pedigrees te kyk en alles en ek het gegaan en vir my van die 25 of so van die mooiste koeie het ek my neergeskryf en toe ek by die boeke kom te sien ek maar dis 'n dogter van die koei wat ons verkoop het, maar weer eens daai van as jy nie bereid is om regtig goeie goed uit te sit nie, dan moet ou nou maar ek moet maar bietjie seer kry. So hy's 'n Zinzan uit die soks wat Simeon hulle laas jaar by ons gekoop het wat ek dink een van die mooi koeie op die van die uitstaande koeie definitief was op laas jaar se veiling. Met 'n ongelooflike Maverick vers kalfie langs. So dis breed en dik. Ja, die colours is so mooi. Dis regtig 'n vrek mooi kalfie wat sy langs hy het. En sy
Ek was nou nie wederagtig. Sy is wederagtig. Sy's klaar 3-1 bevestig weer. So sy's eerste kalf koetjie. Sy gaan op TKP gaan 365 wees. Wat sy al tweede keer gaan kalf. So dit bevestig net die vrugbaarheid aan die lyn. Ja. Ek wil gou vinnig kom, ons het gepraat van diere koop wat bietjie eina maak wat lank op die plaas is. En so kyk ons na 'n ongelooflike wit koetjie, ongelooflike vroulike wit koetjie. Maar baie ouens sê as jy hy langer koppies sien, dis 'n teken van vrugbaarheid. Hoe waar dit is, weet ek nie. Maar sy het daai tipiese langer koppie, fyner nek. Maar as jy kyk wat lank sal loop, teel sy is van 'n koeie wat eintlik beter teel as wat sy is. Verseker. Nee, dis 'n fyner vroulike tipe koei, maar dis die tipe wat vrou gewoonlik die kalvers op die grond sit. Sy het 'n ongelooflike Zazu vers kalfie langs haar. Zazu wat op die stadium ons hoofstoetbal is, wat ook vir ons baie goed doen. So ja, sy daai kalfie by haar ook weer 3-1 bevestig. Weer met Zazu wat ons al gekaai het. En ja, daai tipe koeie wat vir ou so goed teel. Ek het embryos gedoen met haar nou 2-3 weke terug en dit sy vir ons 'n ongelooflike 51 gesekste embryos gegee. Dit gebeur nie aldag. Nee, dis eintlik al ongesien. So ek is verskriklik dankbaar en baie weer eens haar die embryo tegnologie maak dit dan nou makliker om afskeid te neem van sulke tipe koeie, omdat jy daarom weet jy het daarom iets wat dit kan vorentoe vat. En ek het ongelooflike mooi dogter ook van haar wat ons terughou in die kudde en ek het 'n baie mooi seun ook van haar wat ook deur die ranks kom, wat ook baie goed is. Ja. Laas jaar ek skrag onthou 184 het ons afgeneem het, is dit reg? Is of sy 184 gewees? 184 is die Maddie waarvan ons nou gepraat. Ek moet sê soks 184 wat sê wat ek mis. Zellery. En as hy zetlyne van die ry wat ek moet soveel elektries mee oor te sê nie, dis ja. Kom hy dis amper is 'n bekende hotspot lyn as ek dit so kan noem, amper die brand dra julle brand tot 'n mate. En weer eens, ek het tot langs hulle staan, is sê wat gesê moet word. Ja. En mens sien daai vroulikheid, die vrugbaarheid dwars deur. Ja. En dit is ek weet jy kies altyd nog op oog, maar jy kan sommer sien. Toplyne is reg. Die vroulikheid is daar, dis ek weet mense sê sterk, maar vir my as daar iets aan 'n lang stert op 'n dier, dit wys vir my maar ietsie. Sy kom uit julle bekendste lyne uit. Ja. Sy's 'n Saturn dogter, is 'n lof wat ons 4 jaar of so terug by Simen hulle gekoop het op hulle produksieveiling. Uit 'n Boston uit Zelma uit. Ek het net nou sommer so vinnig gesels as ek nou vandag my een bees op 'n trailer moet laai en ons moet trek hier, so dan laai ek die Jallery wat op die veiling kom se maal vir my op. Dis vir my een van my hartskoeie wat ek regtig baie like. Ongelooflike diep koei. Verskriklike mooi eier, breel. Die tipe wat ek baie van hou. En hierdie Zari is ook sy's my baie mooi weg, vroulikheid. En dan het sy ook 'n Zinzin verskalf langs haar wat ook dan nou weer teruggelyn teel is wat vas is. So die pakkie wat voorgesit word is regtig iets besonders. So 'n pakkie bymekaar te sit en ek weet julle het die hierdie veiling en dan is dit die Ferry as 'n bond veiling en is jou eie produksie veiling. Dit vat nogal tyd en beplanning en dit elke jaar maak julle nogal seer om diere bymekaar te krap vir soveel veilings en dan begin julle met so 'n sterk veiling. Weet jy en so mense gaan nie oor 'n kompetisie te wees nie, maar tog binne vandag wil julle dieselfde kwaliteit op die veiling neersit en dit vat uit jou kudde uit. En dit is iets wat ek weet julle hard gewerk het en is lekker om te sien dat jy en Simeon, as ek hierdie pakkie vanmôre bymekaar sit, gaan ek nie ek kan nie kode sien nie, gaan ek nie weet wie se diere is, wie se nie. Dit is lekker om dit te sien. Ja, verseker. Ek dink laas jaar was dit ook baie opmerklik geweest en baie mense het ook gesê dit lyk of hulle uit een kudde uitkom. So ek dink die rigting waarin ons teel en waarin Simeon hulle teel is dieselfde rigting. En so kom dit vir my so lekker is en so voorreg is om saam met hulle die collaboration veiling te kan doen. Ons gaan 'n groot tyd hê, 'n lekker tyd. Dit is altyd 'n lekker kuier ook. Dit is niks uitspattig nie, maar is 'n lekker, is amper so 'n piknik
tussen die beeste. Ek het gesê as ek so plaas wat is ek ook elke Saterdag so braai tussen die beeste. My gaan maar dit is ongelooflik om tussen die beeste te kan sit, daar te gaan potjie hou. En ek dink die ouens moet ernstig kyk om daar te kan wees. Ja, nee, verseker. Ja, jy sê ek dink as jy nie daar as jy dan my ma het altyd gesê daar het jy 'n gat in jou opvoeding. Nou ek wil nie sê mense het 'n gat in hulle opvoeding nie, maar hulle gaan regtig uitmis. Dis regtig is 'n baie lekker veiling met 'n baie lekker vibe. En wat dit uniek maak is die potjie kos en alles wat so in die middel van die beeste gebeur, met die beeste wat rondom dit is regtig nogal iets besonders en lekker. Yes. Ons het vir daar weer verder praat. Dankie vir jou tyd. Ons maar weer so. Reg, dankie Tinus. Okay. Eerstens, jy moet gaan registreer by boranauctions.co.za. Moet dit nie mis nie. En dan volgende, maak seker jy kom daar uit. As jy nou regtig nie daar kan wees nie, iemand is regtig siek of regtig wil jy nog 'n goeie rede, dan kry maar vir jou meerkat, sooftvee en dan vat jy daai voetjie aan, bietjie maar aanlyn, want hierdie tipe kwaliteit op een veiling gaan jy nie weer vandag kry nie. Tot die volgende keer. Totsiens.